Our Bloody Beerman, episode 8. Deur die nag, en veral van dat sy naweekgaste vanoggend vertrek het, pla dit Rikus dat hy so te kere gegaan het met sy beervrou. Hy weet nou dat sy op haar eie daar is. Skuldig besef hy dat hy, met die hulp van 'n loodgietersvriend, verantwoordelik was vir die feit dat haar bouers haar verlede week in die steek gelaat het. Nou, terwyl hy by die venster uitkyk, sien hy 'n ietwat tenger wesenkie met 'n voshaar poniestert en yslike bruin oë spook om 'n kruiwat te stoot om gemors in 'n staalbak te laai. Daai poniestert, wat so parmantig kan wip, asof het probeer om saam te gesels, mag hom nogal fascineer. As hy nie so kwaad was oor die staatsgreep op sy eiendom nie, sou hy seker respek vir haar gekry het, vir haar deursettingsvermoë en omdat sy bereid is om so hard te werk. Al het sy hom ewe snipperig laat verstaan dat sy geen raad van hom afnodig het oor haar bouwerk nie, het sy tog geluister. Een oggend vroeg het 'n trok met 'n hyskraan een van daardie staalbakke langs die Lendelam hek kom aflaai. Daardie skippie, waaraan sy nou al haar gemors gooi. Mooie girl, maak Dada hom van agteraf skrik. Ek sien jy kyk om daai een. Jy kyk vir hom baie. Rikus vlieg om en trap haar uit. Ek kyk glad nie. Sy's glad nie my tipe nie. Sy's te klein en te tenger. En maar, ek hou van frisgeboude, atletiese, buitelug tipe vroumense. Iemand met spiere op die regte plek. My meisies moet saam met my tussen wilde diere wil stap en gaan visvang en in staat wees om rotse en berge te klim. Dada lag uit haar maag. Vertel daai vir die birds en die bees. Maar iets op sy gesig vertel haar, waarskynlik om haar woorde in te sluk en haar tong heeltemal af te byt, want sy lig hom daarna baie bedeesd in. Clarissa, jou ma sy flat ass skoon. Dankie Dada. My ma sal seker so teen 3 uur môre middag hier wees. Dit gaan lekker wees om sy ma weer te sien. Sedert hy die gastehuis in Leiselsbaar oorgeneem het, is sy 'n regte rondloper. Hy het nooit gedink dat sy ma op haar ouderdom weer in manne sal belangstel nie. Nou is daar 'n ou wat kort hier aankom en tyd saam met haar wil spandeer. 'n oud speurder van soorte, François de Waal. En dan is daar 'n dokter van Hoedspruit, waaroor sy ook praat. Sy en François vertel boonop, op kort kennis dat hulle op een of ander missie moet saam vertrek vir werk. Maar hy wat Rikus is, het sy vermoedens. Hy daai soort gedrag net glad nie van sy ma verwag nie. Maar hy watch hulle, solank hulle dit net weet. Elsa se hande is flenters, haar naels in die lewe afgebreek en haar bene stokstyf. Maar haar erf is uiteindelik aan die kant. Die rommeldrom loop oor van ou matte, stukke plafon, stene en gebreekte sement. Daarna moes sy die teels ook self indra sitkamer toe. Sy wens net sy weet hoekom haar bouspan van die aardpol af verdwyn het. Die naweek het gekom en gegaan, en vandag is dit al dinsdagoggend. As sy die teels self kon lê, het sy dit ook gedoen, maar daarvoor het sy ongelukkig 'n ambagsman nodig. 10 uur op daai einste dinsdag klim sy in haar Mercedes en ry Middelburg toe. Haar laaste rit in die C-klas wonderwerk. In Middelburg gaan sy hom inruil op 'n nie so nuut tweedehandse Hilux extra cab bakkie. En wanneer sy terugkom, gaan sy vir Sam by die adres wat sy op sy verwysingsbrief gesien het, soek. Dit gaan lank vat om gewoon te raak aan 'n ossewa. Gesels Salzaan met haarself en die bakkie, toe sy later die trane oor haar luukse kar wegpink en terugry Waterval boventoe. Sy stel haar GPS en begin soek na Sam se huis. Die nommers van die erfies is deurmekaar en sy ry op en af in die straat. Uiteindelik sien sy hom waar hy lewensgroot op 'n stoel langs sy huis in die laatmiddagson sit en bak.
Hy vlieg van die stoel af op, gryp sy selfoon, skakel 'n nommer en daarna begin hy praat. Lank. So lank dat 'n vrou naderhand uit die huis kom om te kyk wat aangaan. Elzaan stel haar aan die vrou voor. Dit is Sam se vrou, wat sonder om doekies om te draai vir haar inlig. Dit gaan oor die spook daar by jou huis. Spook, vra Elzaan omgekrap. Ja, ou Betta wat kwaad is, omdat daar nou 'n nuwe vrou in haar huis bly. Sam het met die Sangoma gaan praat. Daai vrou daar by jou huis kan vir 'n mens doodmaak. So kwaad is sy. Seker, want sy sit mos daar binnekant by die muur toegebou. As sy in die muur toegebou is, moet ons haar daar uitlaat. Hoekom? Is jy van die polisie? Nee, ek sê mos vir jou, ek is die nuwe eienares van die huis wat nou daar moet bly, en ek wil nie vir tant Betta in my muur hê nie. As ons haar daar uithaal, is ek seker, sy sal wil gaan rus. Nee, sy gaan nooit nie rus nie. Betta gaan jou by die keel vat en werg. Sy loop ons met die pek rond en gaan sy jou slaan. Dit is net 'n kwessie van tyd. Dan moet jy liewer daai plek laat los. Wel, ek is jammer. Ek kan nie bekostig om die plek te los nie. Ek is nog net 'n paar weke hier, maar nou is ek tot oor my ore in die dinges. En ek sal binnekort selfs geld moet gaan leen om klaar te maak met wat ek begin het. Buitendien, daar het eintlik nog niks vreemd gebeur in die tyd wat ek hier is nie. Behalwe vir daai vreemde wit wese, wat haar die eerste aand kom warm hou het, die wollerigheid van daardie onthou, skryf sy natuurlik aan die gebruik en invloed van 'n slaappil toe. Nou wat van die geyser wat ontplof het? Daai was nie toeval nie. Daai vrou het hom laat kook. Nonsens. Dit was 'n ou aan mekaar geplakte geyser en Stein was te suinig om 'n nuwe een te koop toe dit gebreek het. Dit was net 'n kwessie van tyd, dan sou daai ding weer gebreek het. Die plammervrou sê die vrou is dalk in die skoorsteen toegepluister. Toe was sy so kwaad dat sy die geyser laat pop om te wys dat sy daar sit. Dis wat die plumber sê. Hy lieg, man. Dit is juis hy wat gesê het dat dit 'n vrot poging was om die ding te herstel, wat die ding laat boom het. Jy stop nie 'n damwalse gat van die buitekant af toe nie, sê Elzaan. Ha, die vrou kyk haar snaaks aan. Man, die ou het vir my gewys, gom en sement wat aan die buitekant geplak is, probeer Elzaan om vir haar te beduie. Ok, maar die plumber het nie alles vir jou gesê nie. Seker wou hy nie vir jou te bang praat nie. Sam se vrou maak groot oë. Die plumber sê, hy het haar 2 keer gesien, terwyl hy die geyser se pype verskuif het. Sy loop met 'n lang pek, en dan slaan sy so links en sy slaan so regs. Al wat die manne kon doen, om veilig te wees, was om maar weg te hardloop. Flippin' hell, het sy 'n appeltjie met daardie bliksem van 'n geldwolf te skil. Hy vat veel meer van haar geld as dit nodig is, en steek haar terselfdertyd in die rug. Verraaier. Uiteindelik sit Sam sy foon neer. Hy sien waarskynlik dat Elzaan nie van plan is om te ry, voordat sy nie besigheid met hom afgehandel het nie. Gaan jy my teels kom lê, of soek ek iemand anders? Vra Elzaan streng, nadat hulle gegroet het. Ek ken baie boumense in Johannesburg, wat hulle nie deur spookstories sal laat bang praat nie. En dan daar by die mense in Middelburg, waar ek my kar gaan inruil het daar was selfs 'n paar ouens wat vir my gesê dat hulle kan teels lê. So, daar's heel wat name op my lysie nou. Ek weet nie, ons dink, sê Sam. Ok, los dit, dan bel ek maar daai Middelburg nommers. Nee, wag, moenie, ons kom môre, beloof Sam. Watter môre? Woensdag se môre wat môre is. Sam sien, hy gaan die werk verloor. Dit sal dom wees. Werk is skaars op die dorp, maar daar is berge om te verskuif by daai ou huis van die Steins, wat nou aan hierdie dapper klein vroukie behoort. Hy beduie na sy foon.
Al wat ek nog moes doen, was ek moes net reël met my neefie van Bosbok Rand, om ander manne saam te bring om te kom help. Is daai, laat ek eerste gebel het. Hulle kom blykbaar al vanaand deur. Jy sê dan sien ek julle môreoggend daar. Woensdagoggend. Ja, Woensdagoggend, 8 o'clock, ons is daar. Mooi, ek wag vir julle, sê Elzaan. Ai, dat die mense hulle so aan hulle neuse laat lei, besluit sy, wanneer sy die bakkie onder 'n boom naby haar voordeur parkeer en met 'n paar pakkies kruideniersware uitklim. Sy stap rondom die huis en klim teen die stoep se trappies op. Die laaste ding wat Sam verlede week moes doen, was om die voorste venster en deur uit te breek. Die groot skuifdeur wat hy daar moet inbou, wag mos alreeds daar teen aan een van die ander mure. Dit is nou die kortste pad na die ysterhek, waar die slaapkamers van die voorste deel van die huis skei. Hoekom sal sy by die voordeur instap en oopsluit, as sy deur 'n gapende opening aan die noordekant van haar huis kan instap? En daar steek Elzaan vas en voel hoe die bloed haar gesig verlaat. Bedrieg haar oë haar, of sien sy 'n mooier ouer vrou doodstil eenstand op haar stoep staan? Die sleutels val uit haar hande en 'n geluid wat sy self nie herken nie, ontsnap uit haar keel. Sy prewel, Betta Stein, is dit jy? Die vrou storm nader en keer met 'n glimlag. O, gits, nee, ek is nie Betta nie. Ek is jou buurvrou, Clarissa Forrie. Jammer as ek jou laat skrik het. Elzaan buk en raap die sleutels weer op en hou een daarvan soos 'n mes voor haar. Nie dat dit sal help as die dame dalkies 'n pik van iewers af te voorskyn bring nie. Dan registreer die woorde wat sy pas gehoor het. Mevrou Forrie, my buurvrou. Net so, ek is Clarissa Forrie, of Tannie Clarissa, as ek jou ongemaklik gaan maak om my op my voornaam te noem. Maar jy mag. Ek is so jammer dat ek jou so skrik op die lyf gejaag het. Ek het geklop by die voordeur, en toe niemand oopmaak nie, het ek besluit om vinnig rondom die huis te stap, en 'n bietjie rond te loer. Dit was seker voorbarig van my. Nee, glad nie, Clarissa, jy is welkom. Ek is Elzaan Weppener. Wel bly te ken en welkom in Waterval Boven, Elzaan. Ek wil jou nie verder ophou nie, en weer jammer oor jou groot skrik. Daarmee tree die vrou versigtig in die rigting van die stoeptrappies. Nee, wag Clarissa, moet asseblief nie gaan nie. Tot haar verleentheid voel Elzaan hoe die trane in haar oë opdam. Alweer, sy het laas so baie gehuil, toe Koos van Staden, die wiskunde genie, haar in graad 11 gepos het. Nou huil sy weer, en dit oor 'n kar, wat sy moes gaan ingee in ruil vir 'n boubakkie, en 'n huis, wat nie 'n hawe geword het nie, maar 'n las, 'n aaklige groot kakhuis. En sy huil omdat sy alleen is, en omdat sy nou dankbaar is om agter te kom, dat die aaklige buurman se ma nie so drol soos hy is nie. Jy het regtig baie groot geskrik. Sit jou pakkies neer, dan kom drink jy by my 'n lekker koppie tee. As jy wil, kan jy my vertel wat jou senuwee so rou geskaaf het, sê Clarissa. Ek het tee gekoop en suiker en gemmerkoekies, kry Elzaan dit tussen die snikke deur. Kom asseblief in, dan drink ons sommer hier tee. Jammer oor my reaksie. Ek het net geskrik oor stories wat nou die rondes doen. Jy is baie welkom om enige tyd hier te kom inloer. Is jy seker, Elzaan? Het jy tyd? Ek is nie besig om inbreuk te maak op iets nie. Nee, hier gaan nie vandag veel aan nie. My bouers het weggeloop. Gelukkig kon ek hulle nou oortuig om môre weer terug te kom en verder te werk. Nou maar dankie, dan sal 'n koppie tee baie lekker wees. Maar stap jy vooruit, jy weet waarheen. Elzaan weet inderdaad waarheen. Deur die opening, waar die skuifdeur moet inkom, en die gemors van 'n sit- en eetkamer, waar die teels en sand en sement in hoopies wag. Verskoon hoe my kombuis lyk, dit is 'n bietjie beknop met my eetkamertafel en stoele daar binne,
maar net sowel dat ek het betyds daar uit die leefvertrek weggeskuif het. As het in die eetkamer gestaan het, toe die geyser gebars het, was die hele stel waarskynlik beskadig of tot niet. Clarissa skud net haar kop en gaan sit op een van die stoele. Aarde Elzaan, dit klink vir my asof net mooi alles wat kan verkeerd gaan, hier verkeerd geloop het. Dit kan jy weer sê. Elzaan skakel die ketel aan, en toe sy sê dat Clarissa geskok na die kombuiskaste sit en kyk, verduidelik sy. Kombuiskaste is volgende op my lys, en wat hier gebeur het met die deure, was nie my toedoen nie. Huisplakkers het die deure gebruik om 'n vuur te maak, hier op my kombuisvloer. Dit is skokkend. Die simpatie op Clarissa se gesig dreig om die damwal verder te laat breek. Jy verstaan seker nou hoekom Rikus en Shaik kom inspeksie doen het op daardie aand. Ja, daardie aand. Jammer dat ek jou man met peperspray gezap het, Clarissa. Elzaan wag die ketel kook en gooi daarna kookwater oor die teesakkies in die bekers wat sy uitgehaal het. Intussen sê Clarissa, my man, jy dink Rikus is my man. Is hy nie? Nee, hy is nie genadiglik nie. Rikus is my seun. En jy praat mos van die oukie van langs aan nie waar nie? Donker hare, groen oë, 34 jaar oud. Klink soos hy, ja. Behalwe dat ek hom nie vreeslik goed kon sien die aand waarop ek die peperspray op iemand gebruik het nie, antwoord Elzaan. O, die man in die peperspray incident was inderdaad my seun Rikus. My man Stan is ongelukkig oorlede. Jammer om te hoor. So die ou wat haar van die sypaadjie afgejaag en met rommelverwydering gedreig het, is dan ook haar seun. As hy ongetroud is, verstaan sy heeltemal hoekom, dring het deur Elzaan deur. Hy is aantreklik, doch 'n aaklige atie, as sy mag oordeel aan die bars manier waarop hy met haar gepraat het, waarna hy haar trok van die sypaadjie gaan afjaag het. Dat so 'n gawe mens soos Clarissa so goor bliksem vir 'n seun kan hê. Vir 'n kort oomblik kan sy van haar eie ellende vergeet en diep en simpatiek jens haar arme buurvrou voel. Was Rikus lelik met jou? Vra Clarissa. Ons was 'n bietjie haks met mekaar. Ek wonder net hoekom hy later ook so lelik met jou was? Clarissa skud net haar kop. Maak nie saak nie, jy is nou die nuwe eienaar van hierdie huis en hartlik welkom op ons dorp. Ek sien jy het groot planne met die huis. Vertel my bietjie daarvan. So op haar gemak is Elzaan in die vrou se geselskap, dat sy selfs kans sien om verder oor die huis te praat en haar planne om dit in 'n kunsretreat te omskep. Ek het so gehoop om die huis teen die einde van die maand bewoonbaar te hê. Nou is daar 101 onvoorsiene probleme. Dat sy bekommerd is oor die feit dat haar finansies waarskynlik nie gaan hou nie, swyg sy liewer. Dit is privaat. Wel 'n ou wat sy storie ken, kan jou teels in 'n week lê. En om 'n skuifdeur in te bou, behoort nie langer as 'n dag te neem nie, probeer haar buurvrou troos. Nee, om hierdie huis te koop, was die grootste fout van my lewe, bieg Elzaan en bring die bekers tee tafel toe. Sy sit die melk en suiker neer en maak die pakkie winkelkoekies oop. Ek het gedink is net 'n kwessie van regmaak en opruim, maar toe smyt Sam en die manne verlede Woensdag hulle gereedskap neer en vat die pad. My loodgieter het blykbaar vir hulle gesê dat die huis is vervloek en dat hier 'n spook dwaal. Dit is hoekom my hart net nou gedreig het om te gaan staan toe ek jou daar sien. Nie dat jy soos 'n spook lyk nie, maar dan aan die ander kant weet ek nie heeltemal hoe spooke veronderstel is om te lyk nie. En ek weet glad nie hoe lyk Tant Betta nie, nou dat sy spook is nie. 'n Spook? Clarissa kyk haar geamuseerd aan. Praat jy van Betta se spook? Ja, oom Stein se vrou Betta. Volgens Sam het die ou man waarskynlik sy vrou vermoor en haar lijk hier iewers weggesteek.
Die skoorsteen is 'n baie groot moontlikheid. Elzaan sak moedeloos in een van die eetkamerstoele neer. Clarissa kyk lank na haar, sluk eers van haar tee, en toe praat sy. Daar was allerlei bespiegelinge en stories selfs in die koerante oor Betta, maar ek persoonlik glo dat sy spring lewendig en gesond is, iewers nog steeds op hierdie aarde. Na die tyd staan Clarissa op om haar beker in die wasbak te gaan sit. Daar steek sy 'n oomblik vas en 'n glimlag speel skielik om haar mondhoeke, voordat sy groet. Ek moet gaan. Ek het nog nie eens my kar afgelaai vandat ek hier aangekom het nie. Ek het besluit om eers reguit hiernatoe te stap. Wel, jy was die regte besoeker op die regte tyd. Ek voel nou soveel beter oor alles. Dan is dit goed so. Clarissa sal op pad skuif toe sy omdraai en vra, is jy dalk besig Saterdag aand? Nee, nie regtig nie. Nou kom eet by ons. Miskien is dit tyd dat jy die beter kant van my sê Enrique sien. So byna sê Elzaan, nee, dankie. Sy dink nie daai een het 'n beter kant nie. Maar sy kan nie aan 'n waardige genoeg liegstorie dink oor hoekom sy dit nie sal kan maak nie. Daarom antwoord sy uiteindelik na 'n lang sug. Dankie Clarissa, dit sal baie lekker wees. Word vervolg.